Goeiemôre op hierdie kosbare Vrydag, 9 Januarie en die laaste dag van ons Epifanie dagstukkies. Vandag kyk ons vorentoe na die pad wat voorlê, want Epifanie gaan nie net oor 'n openbaring wat was nie, maar ook oor wat nog kom. 'n Pad van geloof, stap vir stap, in die lig van God se teenwoordigheid. Een van my gunsteling psalms en verse in die psalms is Psalm 119 vers 105 en ek lees vanuit die 1953 vertaling uit wat sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. So dink aan 'n nagwandeling sonder maanlig. Alles rondom jou is pikgiet donker. Jou oë probeer aanpas in die donker, maar jy kan nie ver sien nie. Jy haal jou selfoon uit en dan sit jy die flits van die selfoon aan en skielik sien jy net genoeg. Net die volgende paar tree. Nie die hele pad nie, nie die eindbestemming nie, net genoeg om nie te val nie. So werk God se lig. Nie soos 'n soeklig wat die toekoms oopgooi nie, maar soos 'n klein lantern wat jou help om nie te struikel nie. Dit is die beeld waarmee Psalm 119 ons los. God se woord is 'n lamp, 'n eenvoudige lig, net genoeg vir vandag. Die Hebreëse woord neier, wat vertaal as lamp, verwys na 'n klein olielampie wat net genoeg vlam gee vir 'n kort entjie in die donker. Dit is nie 'n stadiumlig of 'n sterk flitslig nie. Dit is iets wat jy dra, van naby sien stadig beweeg. God se woord werk so, nie alles op een slag nie, maar in stukkies genade wat ons help om vol te hou. Howard Thurman sê: moenie vra wat die wêreld nodig het nie, vra eerder wat jou lewendig maak en gaan doen dit, want wat die wêreld regtig nodig het, is mense wat lewendig geword het. Dit is 'n uitnodiging om nie net te oorleef nie, maar om in die lig te leef, om jou diepste vreugde te volg as jou roeping, en daardie vreugde begin waar God se stem helder raak, in sy woord, in stilheid, in die klein momente van gehoorsaamheid. Ek het onlangs 'n nuwejaarsboodskap van een van my gunsteling teoloë gelees wat gesê het: daar is 'n manier om 'n geseënde 2026 te hê. Gaan mediteer op die woord van God elke oggend en elke aand. Dit is so eenvoudig soos dit. En dit is juist dan nou die interessante feit van Psalm 119 en die rede hoekom dit die langste psalm in die psalms is. En dit is dat hierdie psalm geskryf is met die Hebreëse alfabet. Elke 8 verse begin met 'n nuwe alfabetletter. Byvoorbeeld, die eerste 8 verse begin met Alef, wat die eerste alfabetletter van die Hebreëse alfabet is, en dan die volgende 8 met die volgende alfabetletter met Bet. En dit was 'n skryfstyl gewees vir die Joodse seuns om die woord van God uit hulle koppe uit te kon leer en dit te memoriseer. Vandag gebruik kinders hierdie alfabet leerstyl nog steeds op skool om inligting te memoriseer. So is die uitnodiging vir ons ook om ons lewe te bou op God se woord. Aan die begin van 'n nuwe jaar voel die pad soms verlore. Jy wonder, waarheen is ek op pad? Hoe lank nog? Wat as ek die verkeerde keuse maak? Maar die uitnodiging van Epifanie is nie om die hele padkaart te hê nie, maar om met vertroue te stap, lig vir lig, tree vir tree. God se woord wys vir ons nie altyd die einddoel nie, maar dit wys ons altyd die volgende stap, 'n keuse van liefde, 'n daad van geregtigheid, 'n gebed van vertroue. Ons hoef nie die hele pad te verstaan om gehoorsaam te wees nie, soos die wyse manne die ster gevolg het, sonder 'n GPS, sonder Google Maps. So word ons geroep om met 'n eenvoud te leef, te vertrou dat God se lig genoeg is vir nou. Dit is hoe geloof in die donker lyk.
So vra jouself vandag, wat is een tree van gehoorsaamheid wat ek vandag kan neem? Al weet ek nie wat na dit vir my wag nie. Kom ons bid saam. Here, gee vir my lig vir vandag, net vandag. Ek hoef nie môre te sien nie. Ek hoef nie alles te weet nie. Net u woord, net u teenwoordigheid, net genoeg vir nou. Here, hou my vas op die pad en mag ek diep bewus word, u is hier by my. Amen.